jy het ook 'n teater by jou huis, wat vir Ek my het, interessant. dit is baie lekker. Kyk, dit was onder al die huise hier in Somerset Wes, of baie van hulle het mos sulke woonstelle onder, daar naby die Hoop Laerskool, al daai ou huise. So ons woon in so 'n ou huis, baie lekker, naby die skool, maar ons gebruik nie die onderste woonstel nie, want ons almal bly bo. Julle gaan dit nou nie Airbnb. Op 'n stadium het ek al gedink, miskien moet ek maar. Maar dit is my spasie waar ek baie keer net verkeer en dink en ek skryf liedjies natuurlik daar of as ek wat ook al. En toe ek het op 'n stadium het ek onthou my seentjie moes weer tennis gaan speel het eers en dit was so vinnige klomp geld en toe dink ek kom ek sing hier vir 'n paar mense. Kom ek maak, ja, dit is deel van hoe jy dink. Hier waar ek noem dit die hartkamer, want dit is my geheime kamer. 'n Mooi naam. En toe ek daar en toe ek eers die konserte daar doen, toe sê mense kan hulle weer ander vriende bring hier en toe ek weer sien toe raak dit so ding. En toe ek dit heeltemal omskep met 'n klein verhoogie en dit is nou 'n klein, nou kan net 25 mense. Ja, dis 'n intieme spasie. En dit is wonderlik. En ek geniet dit. Maar jy's besig om die heeltyd te toer. Jy's besig om die heeltyd te speel. As ek vir jou vra waar is jy en sê nee, jy's in Timbuktu of jy's in iewers. Hoe doen jy dit? Hoe tree jy so baie op en vlieg soontoe? Ja. Hoe is dit vir jou familie? Jy weet, hoe balanseer jy? Ek weet nie. Kyk, ek is baie hierso. Maar ek moet ook baie gaan, want kyk, ek is so dankbaar vir elke konsert waar jy geboek word om te gaan speel, want op die eind van die dag dit is almal duur, hoe mens deesdae, ek meen ek het 3 kinders. Ja, dit is duur. En dit is rarig. Ek het 'n hond en dis duur, so ek kan nie dink 3, ek weet nie. Nee, dit is aldries in jy weet dis in die skole, tennis, dans, dis mediese fondse, karre, huis, jy weet daar's klomp goed as jy daai sommetjies maak. So dit is my werk. Ek moet gaan. Ek probeer net toe ek jonger was of die kinders was nog baie klein of daar was nog nie kinders nie, het ek nie omgegee om vir 2-3 weke op die pad te wees en jy slaap lekker in hotelle en is gastehuise en jy kom weer terug nie. Maar nou ek sal gaan, maar ek wil net onmiddellik terugkom. En as ek vanmiddag kan terugvlieg, wil ek nie vanaand terugvlieg nie. Ek het jy weet daai gevoel ek wil dadelik huis toe gaan. Ja, is 'n familie. Dit is 'n familieding. En jy moet ook een ding onthou, in Suid-Afrika is dit so. Jy tree op dorpe, konservatiewe dorpies op. Dis wonderlik. Ek meen ek het groot geword in Parys in die Vrystaat. Dis vir my so interessant. Ek ken dorpe. Ek weet hoe werk 'n tannie of die skool of die skoolhoof of die voorsitterskomitee wat jou geboek het vir hierdie ding, 'n kerk, wat ook al die rede is hoekom mense jou boek of 'n fees of wat ook al. As jy elke keer gaan kuier tot in die oggendure saam met die mense, jy maak moles, selfs al is dit nou nie moles wat 'n egskeiding gaan veroorsaak nie, maar net jy weet mense, ek weet nie, jy kan net een keer om die land gaan, dan kom jy nooit weer uit nie. Ek dink jou verhoudinge in die land met organiseerders. Okay. En jy moet ook altyd onthou mense boek 'n kunstenaar, maar daar is 'n rede. Hulle wil ook geld maak vir die skool, vir die kerk, vir die kind wat ergens heen moet gaan. Vir watter rede ook al. Jy moet baie sensitief wees vir mense se behoeftes en hoekom hulle so verskriklike stresvolle ding sal aangaan om jou te boek. En ek meen dit het ek nogal een ding wat ek geleer het, want kunstenaars kan baie keer dis my fooi, ek gee nie om wat daar gebeur. Jy moet eintlik uitvind hoekom mense jou wil boek. Wat is die rede? En ook hoe hulle beplan om die kaartjie. Net so general. Jy weet, as iemand sê hulle wil 'n show boek want hulle kind moet gaan swem in Engeland by 'n kompetisie, dan gaan die ligte aan, want wie gaan jou ondersteun om net deesdae ek weet nie, ergens op Facebook net te sit, hierdie persoon, niemand voel is op hulle gerig nie. So jy moet mooi kyk
voordat jy ook ja sê, want jy moet weet as daai mense in die moeilikheid kom, wat gaan jy doen? Gaan jy jou rug draai en net sê betaal my geld en gaan weg, daai tipe ding, Ja. of gaan jy so ek dink kunstenaars het regtig 'n verantwoordelikheid om seker te maak met elke boeking wie dit is, hoe dit gaan werk en respek te hê teenoor daai mense.